alles reg, altyd reg. Ek weet jy onthou daai woorde. Romeine 8 vers 28 sê dit. Romeine 8:28 sê, ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goeie meewerk. Vir hulle wat na sy voorneme geroep is, groot woorde. Maar werk alles dan altyd ten goeie mee. Partykeer lyk dinge so donker, maar God sien ver, oneindig ver. Hy sien nou om die draai, hy sien 20 jaar verder. En dadelik laat dit my dink, sommer aan my lewe. As jong seun het my pa 'n missoes gehad en hy kom toe agter my hierdie stuk grond, hierdie missoes, hy sal aan die werk moet spring, hy sal vir hom 'n ander werk moet kry en hulle trek toe ver Klerksdorp toe, weg het in Namakwa land uit waar hy groot geword het en daar ontmoet hy die Here. Soos die donker prentjie het gemaak dat hy God gevolg het, ook deur die doopwater. Daar was hy nie baie gelukkig in die werk waar hy by die koöperasie gewerk het nie. En toe trek hy Appington toe, want daar het vir hom 'n geleentheid oopgaan, en dis daarom nader in Namakwa-land, en daar het ons as gesin by die kerk ingeskakel, en wonderlik, my ma was nou lankal kind van die Here, ons het toe ingeskakel daar, en betrokke geraak, en daar het ek die Here gevind, en my laat doop, en daar het ek my vrou ontmoet, en alles werk reg, altyd reg. En daar het, ek kan soveel dinge vir jou vertel, hoe die lewenspad geloop het. Partykeer dinge wat jy nie verstaan nie, op die regte tyd, op die regte plek. En partykeer is jou donker situasie God se metode om jou te help, om te skuif na die regte plek op die regte tyd. Miskien moet jy net so 'n verandering bring, sodat jy kan wees op die regte plek, op die regte tyd. Hoeveel maal het dit al gebeur? Iemand sê die ander dag vir my, as jy 5 minute vroeër was, of 5 minute later was, het dit nie gebeur nie. Dan het hierdie groot ding in jou lewe nie plaasgevind nie. Op die regte tyd, op die regte plek. Ek wil sê, alles reg, altyd reg. Romeine 8:28, ons weet. Ek wil dit vandag vir jou sê, jy moet weet, dat alles, ja, sê dit 'n bietjie, sê alles ten goeie meewerk, work for the good. Alles werk, hierdie omstandigheid werk vir jou. Dit is besig om vir jou te werk. Ons weet dit alles ten goeie meewerk. Vir hulle wat as sy voorneme geroep is, hy sê eintlik eers alles ten goeie meewerk. Eers sê hy, ons weet dit vir hulle wat God lief het, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat aan sy voorneme geroep is. En soms weet ons dinge werk nie reg uit vir mense, of partykeer nie. En dan kan dit wees omdat ons buite God se raadsplan vir ons lewe is. Omdat ons nie op die roeping reageer het. Die almal is mos geroep. Alle mense is geroep. Almal het 'n goddelike doel op hulle lewe. Hy sê, ons weet dit vir hulle wat God lief het, maar jy moet daar die doel lief hê. Jy moet positief reageer daarop. Jy moet God se plan vir jou lewe lief hê. Ek praat met jou 'n paar woorde, alles is wel. Alles is wel, alles werk reg uit. Miskien sien jy net 'n donker prentjie nou. Genesis 50 is die Ou Testamentiese ekwivalent van hierdie gedagte wat ek met jou deel, van Josef. Ja, 'n jong seun, dalk 17 jaar oud, het groot drome. Jy ken mos daar die verhaal, groot drome, jy het mos ook groot drome, maar sy groot drome het gemaak dat hy verkoop word as 'n slaaf. Sy groot drome eers in 'n put, deur sy broers verwerp, spot, beledig, hy's genoem 'n dromer, 'n groot dromer, en dit het gemaak dat hy in die tronk beland het, van eers 'n slaaf, van die put, na die tronk toe, en in die tronk het daar baie jare verloop, en toe kom hy op die troon van Egipte land, maar wat het gebeur? God het hom geskei, want God sien ver, oneindig ver, en sy donker
pad waardeur jy stap is besig om vir jou troon voor te berei. Ja, jy het gedink is 'n teleurstelling. You thought about setback. It's not a setback, it is a set up for a miracle. Dis nie 'n terugstelling nie, dis 'n opstelling vir 'n wonderwerk. Dis nie 'n verloor nie, dis 'n wen. Jy sien dit nog net nie raak nie. Miskien sien jy ongeluk en jy ervaar 'n ongeluk, maar weet jy wat, besef jy dalk nie waarvan God jou bewaar het nie. Baie kere weet ons nie dat God is op die regte tyd, op die regte plek gesit het. Ons kom nie eens agter nie. Josef se verhaal, en toe Josef se pappie oorlede is, toe kom sy broers, wat nou al ou mense is, hulle is nou veilig in Egipte land, sy broers het hom verkoop, hulle het hom sleg behandel, hulle het gejok oor hulle broer, hulle het vir pa gesê, hulle broer is dood, nadat hulle hom verkoop het, 'n wilde dier het hom opgevreet, opgeëet, en hulle moes met hierdie leuen saamleef totdat die waarheid uitkom, maar die waarheid kom ons maar uit, maar ek wil vir jou sê, alles is wel. Josef in die tronk, alles wel, hoe kan dit waar wees? Dat alles wel is, dat alles reg is wel, alles is wel, want God sien om die draai, hy sien ver, hy sien oneindig ver. Jou skade is nie jou verlies nie, jou skade is nie jou teleurstelling nie, dis 'n opstelling vir 'n wonderwerk. En toe Josef se pa oorlede is, toe kom die broers weer met 'n triek. Hulle is toe bang Josef gaan nou kwaad wees vir hulle, want Josef was die koning van die land. Hulle is bang Josef gaan hulle nou sleg behandel, en hulle sê vir mekaar, kom ons gaan sê vir Josef, dat pappie voor sy dood gesê het, die volgende gesê het, en hulle gaan na Josef, hulle sê, ag vergewe tog nou ons oortreding, pappie het gesê, jy moet voor die dood, dat ons met jou moet praat, en vra dat jy ons moet vergewe, sê hy in Genesis 50 vers 17, en dat jy ons nie kwaad moet aandoen nie, vergewe tog nou ons, wat ons verkeerd gedoen het, ons dien die God van ons pa, en Josef het gehuil, sê Genesis 50:17, Josef het geween toe hulle met hom praat, en sy broers het self ook gegaan, sê die Bybel, en voor Josef neergeval, en gesê, kyk ons is jou slaaf. Josef het hulle geantwoord, moenie vrees nie, kyk, sê Josef vir hulle, is ek dan in die plek van God, en hier kom die vers wat ek vir jou wil gee, alles is wel. Julle het wel kwaad teen my bedink, sê Josef vir sy broers, maar God het dit ten goeie, ja sê dit, ten goeie, hierdie ding gaan ten goeie uitwerk, God het dit ten goeie gedink, om te doen soos dit vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou, van die tronk na die troon, miskien van verlies na wins. Psalm 119 het 'n mooi vers in die verband, hy sê in Psalm 119 vers 71, het is goed vir my dat ek verdruk was, sodat ek die insettinge sou leer. Is dit nie so dat partykeer wanneer dit met mense donkerder gaan, dan soek jy God meer? Ek sê dit al hoeveel male gesien, dis nie veronderstel om so te werk nie. Ons as gelowiges soek God mos meer as dit goed gaan, want dan loof en prys ons hom. Maar ek het dit al in die kerk gesien, dat mense kom skielik kerk toe as hulle eensaam is. Dit is nie seker veronderstel, so nie, 'n mens moet kerk toe kom as jy twee saam is, en as dit met jou goed gaan, en as jy gelukkig is, en dan voorsien die Here vir daai mense. Ek het dit oor en oor gesien, dan voorsien die Here vir daai mense, hulle begin God te ontdek, en hulle kry nou werk skielik, en dan het nie meer tyd om kerk toe te gaan, ja, sien julle maar net, hallo pastoor, stap hulle daar met hulle, miskien met hulle honde, of hulle draf, hallo pastoor, hoe gaan het? Ag pastoor, ek is 'n bietjie besig, maar jy sien toe dit swaar gaan, en toe het hulle God se insettinge geleer, dit moet nie so wees, ons moet bly wees as ons hom kan leer ken, maar dan moet ons by hom bly, en hierdie vers sê, dis goed vir my dat ek verdruk was, sodat ek die insettinge kan leer. Ek wil sê, alles is wel, alles werk ten goeie mee. Dan is daar die interessante vers in 2 Korintiërs 12 vers 9, 2 Korinte 12 vers 9, sê dit so, en Paulus breek eintlik met sy swaar kry hier in 2 Korinte 12 vers 9,
Hy sê, en hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, my krag word in swakheid volbring. Soos as jy swak voel, sê vir jou omstandighede, God se krag gaan in my geopenbaar word. Sê vir jou omstandighede, hier kom weer 'n wonderwerk. Paulus sê, hy het vir my gesê, as ek swak is, dan is ek sterk. My krag, sê die Here, word in swakheid volbring. Hy sê, liewer sal ek in my swakhede roem, sodat die krag van God in my volbring kan word. Hy sê, ek het 'n behaag, ek like swakhede, mishandelinge, ek het 'n behaag in node, dan word ek krisisse en vervolginge, as ek swak is ek sterk. God het 'n wonderwerk vir jou op pad. Jy sien nou die woestyn, ander kant die woestyn is 'n oase. Jy sien daar die donkerwolk, daai donkerwolk bring vir jou reën en 'n groen landery. Jy sien miskien die winter, maar die winter is voor die lente. Jy sien miskien 'n moeilike omstandigheid, maar God sien ander kant daai omstandigheid, jou voorsiening en jou deurbraak. Ek wil sê, alles is wel, alles is reg, altyd reg. Ek wil terugkom na my eerste vers, in Romeine 8 vers 28, hy sê, ons weet, en ek wil hê, jy moet dit weet, dat vir hulle wat God lief het, alles ten goeie meewerk. Werk jou lewe uit volgens God, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Party mense reageer nie op die roeping van God nie, vir hulle lewe, want elkeen het 'n roeping vir sy lewe. Dan moet jy nie verwag dat alles goed sal uitwerk nie, maar as jy hierdie twee dinge in jou lewe het, die ene is 'n gegewe, en die ander ene is jou keuse. Die ene is God het jou geroep, die ander ene is jy moet sy roeping lief hê. God het jou vir 'n taak geroep, en ek het vanoggend met die Here oor iets gepraat wat hy vir my gesê het, en ek het gesê, Here, ek het lief wat u vir my sê, ek gaan dit daarvolgens doen. Dan moet jy weet, alles werk reg uit. Jy het al skade gehad, ja, skade om twee redes, miskien het jy nie lief gehad wat God gesê het nie, maar miskien het jy lief gehad, en toe is daar skade, maar weet jy wat, God het jou eintlik van 'n groter skade bewaar, en het vir jou 'n voordeel aan die ander kant. Die ultimate voorbeeld van dit wat ek sê, is sekerlik die kruis. Watter groter skade of skande was daar vir Jesus, toe hy aan die kruis gehang het? Watter groter swakheid was daar, toe hy struikel en val, en nie meer die kruis kon dra nie? Watter groter verlies was daar, toe die liefling van die hemel sy lewe gegee het, en toe God sy gesig wegdraai, en dit donker word, en Jesus sê, my God, waarom het u my verlaat? Watter grote verlies was daar, toe daar skering in die hemel was, en skering tussen God die Vader en die Seun, soveel so dat Jesus hierdie woorde uiter, my God, enigste plek in die woord waar Jesus sy Vader God noem, want dat hierdie intieme verhouding van Vader, Seun. Weet jy wat, my liewe vriend, daardie skade het die grootste wins bewerk, die redding van die wêreld. God het Jesus uit die dood uit opgewek en hom verhoog en hom gesit aan die regterhand van die troon van God, want hy die skande verag, hy die kruis deurgemaak. Hy het gesê, ek sal dit doen. En vir jou en my beteken dit, ons is medeburgers van die hemel. Ek het vir jou goeie nuus vandag, alles is wel. Alles werk ten goeie uit. Romeine 8, vers 31, het hierdie woorde, net na daardie ander vers, wat ek net nou maar gelees het. Hy sê, wat sal ons dan van hierdie dinge sê? Jou Engelse vertaling sê, what shall we say to these things? Ek wil hê jy moet praat met jou woestyn. Ek wil hê jy moet praat met jou storm. Ek wil hê jy vandag met jou situasie praat. What shall we then say to these things? As God vir ons is, wie sal teen ons wees? Wie sal teen ons wees? En ek wil hê jy moet met jou storm praat en sê, God is vir my, alles is wel, wie kan teen my wees? Moenie praat van 'n leë yskasie, praat met die yskas. En sê, yskas, jy mag dalk leeg lyk, maar ek verklaar jou, in die naam van die Here is hier 'n wonderwerk. Moenie van jou bankrekening praat, ek hoor gisterand iemand sê 'n negatiewe woord iewerster, sê, die lewe is bitter genoeg. Nee. Sê eerder, God is met my. God is with us.
Greater things, groter dinge is op pad. Spreek lewe, praat hoop. Sit 'n glimlag op jou gesig, want niemand is behoorlik aangetrek as hy nie 'n glimlag op sy gesig het nie. En weet dit, dat alles werk ten goeie mee vir hulle wat God lief het. Jy het mos vir God lief. Vir hulle wat God lief het, wat na sy voorneme geroep is. Jy het op die roeping reageer en gesê, ek sal doen wat Jesus sê ek moet doen. Nou ja, vriende, ek wil by hierdie geleentheid vir jou bid en jou seën. En ek wil hê, jy moet vir 'n oomblik na daardie omstandigheid kyk. En dan moet jy by die omstandigheid verby kyk en sê, alles werk ten goeie mee. Sal jy dit saam met my doen? Kom ons sê dit. Sê alles. Ja, dis reg. Alles werk. Dit is reg, werk. Jou omstandighede werk vir jou. Daardie misoes van pa het vir hom gewerk. En hier is ek vandag in die bediening as gevolg van die kettingreaksie wat dit in werking gesit het. In baie meer dinge. Hier is ek vandag op die plek van weer die regte tyd, op die regte plek van wonderwerke wat gebeur het. Sê dit weer, sê alles werk. Ja, alles werk vir jou. En sê dan ten goeie, dis reg, ten goeie. Sê dit werk ten goeie vir my uit mee, want ek het God lief. Dis reg, sê ek het God lief. Hy het my geroep, hy het my geroep. Hy het jou geroep, ja, alles werk ten goeie mee. Vader, as niemand wat meer bewus is van die storm as u nie. En jy sien ver, oneindig ver, jy sien 20 jaar ver en baie verder. Dankie dat jy hierdie broer en suster vashou vandag. En dankie dat hulle besluit om u lief te hê en aan u roeping te bly vashou. Ek loof u daarvoor. Ja, hulle besluit, en sê dit 'n bietjie agter my aan, broer, suster, vriendin, sê agter my aan, sê ek besluit om vas te hou aan God. Dis reg. Dankie Here, dat u dit doen vir Josef. U het dit gedoen vir Dawid wat gesê het, dat het goed is om verdruk te wees, want dan leer hy die insettinge. U het dit vir my gedoen. En u het dit vir u seun gedoen, the ultimate example. En hy sê vandag, ons moet met hierdie omstandigheid praat. Nie van dit praat nie, want dit is kinder, met dit praat. Sê, jy sal vir my werk, ten goeie, all is well. Dit is wel met my siel. Amen, amen. Ek weet jy het hierdie woord ontvang, jy het dit ingedrink, en ek wil jou aanmoedig om by ons Bybel Universiteit in te skryf. As jy wil inskryf, meer inligting wil hê, wanneer ons openingstye is, volgende inskrywingstye is, dan stuur jy vir my inligtingsblad. Net die woord inligting. Inligtingsblad. En ek weet wat om vir jou te WhatsApp, terug te WhatsApp op jou WhatsApp wat jy vir my gestuur het, en jy kry al daardie inligting om jouself toe te rus, want alles werk ten goeie mee. Kan nie wag om weer met jou te praat nie, om jou weer te bedien nie, en selfs om jou in ons Bybel Universiteit, elke week toe te rus, sodat jy 'n bekwame prediker, 'n bekwame evangelis, beraader selfs kan word, en vir God kan werk, op soveel vlakke en gebiede. Die Bybel sê ons daarom immers, ons moet die beste gawes begeer. Wat is die beste gawe? Daardie ene wat nodig is op die regte tyd, op die regte plek. Dis die beste gawe vir daardie oomblik. En dis wat ons by ons Bybel Universiteit doen, soos maak vinnig in WhatsApp daardie woord, inskrywings of inligting, en ek stuur vir jou die nodige inligting. Dankie vir elkeen wat ons ondersteun in hierdie pogings, wat vir ons ondersteun, en as dit jou begeerte is, stuur daar die woord ondersteun. Tot volgende keer, jy's kosbaar vir die koning. Love you all. Bye.